voorheen gesê, in hierdie huis, ek is nie okay daarmee dat jy net bly waar jy is nie. Ek het die diep begeerte dat jy sal optree soos wat nie, in lyn met die prys wat vir jou betaal is, deur Jesus. Jesus het gesterf, hy het gekom, sodat hy saam met ons kan woon, en die woning saam met sy mense bring transformasie. Die woord, die Hooglied sê vir ons dat, the name of Jesus is ointment poured forth. Een van die maniere van daai lees, die naam van Jesus bring genesing. Wat doen jy as jy 'n wond het? Sit 'n salfie op, plak 'n pleister. Die naam van Jesus bring vir ons genesing. So, tweedens, die naam van Jesus bring vir ons transformasie. Die teenwoordigheid van Jesus bring vir ons transformasie. Vir daardie rede wil ek week na week 'n aktivering doen om seker te maak dat ons as gelowiges nie dormant bly en passief bly nie. Selfs op lei dae soos hierdie, het ons nodig om aan die beweeg te bly. So, ek sê nou 'n hele klomp goed net wat hier op my mind is. Ons het family wat 'n plaas het, daar in die warm wêreld. Hulle sê, dis Steelpoort, maar Joe, jy sal seker nou stry, maar dis Steelpoort, Messina en dan sit die hel, temperatuur gewys. So hulle het daar bo, waar dit warm is, het hulle 'n stukkie grond, die Here is goed vir hulle. Hulle het eksotiese wild daarso, en so rukkie terug, toe reën dit, ek dink dit het vir omtrent 2 weke aan een so gemotreën, soos in, nie reën, harde reën, nie bietjie gereën. En die bokke, die van die eksotiese wild, hulle het baie van die eksotiese wild verloor, want wat gebeur het, is uit hulle onkunde uit, het hulle nie die bokke aan die beweeg gehou nie. So wat gebeur het, is die bokke het gaan lê en hulle het almal gesterf, want hulle het te swak geword. Selfs op koue dae is dit nodig om aan die beweeg te bly, want ons sien baie keer, en hierdie, ek praat nou regtig net bietjie uit my hart uit, baie keer sien ons die omstandighede, ag man, dis okay, en onthou die vryheid wat Jesus vir ons gebring het, moenie nou in slawerny inval nie. Dis okay om nie nou iets te doen nie. Ons moet baie goeie discernment hê, want baie keer moet ons iets doen. Baie keer moet ons aan die beweeg bly, want as ons op verkeerde tyd, hoor jy, kan hom los. Arlo is 'n klein champion, so hy mag maar. Ek love hom. As ons op verkeerde tyd gaan lê, gaan ons sterf. En ons het nodig om aan die beweeg te bly. Okay, so vanoggend wil ek met jou gesels oor die krag van aanbidding. En dit was vir my so mooi, want ek het nie veel gedeel, selfs met die bidders, dat ek spesifiek vandag gaan bedien oor aanbidding nie. En dit is vir my so mooi hoe dit wat Enrico ervaar het rondom die set lei, hoe dit so ons gelei het in aanbidding in. Ek wil vandag spesifiek praat, en ek weet julle het al baie preke gehoor, veral in hierdie huis, rondom wat aanbidding is, maar ek wil baie spesifiek vandag fokus op die wille pryse wat mense betaal het. So, kom ek verwoord dit anders, die wild side of worship, wil ek bietjie op fokus vandag. So kom ons spring in die skrif in, jy kan jou Bybel oopmaak, Exodus 8 vers 1, kan jy daarso oopmaak. Hierdie is die gedeelte waar Moses opdrag gekry het om na Farao toe te gaan, en hy het vir Farao 'n boodskap wat hy moet gee. En hierdie is die boodskap, Exodus 8 vers 1. Verder het die Here met Moses gespreek, gaan na Farao toe en sê vir hom, so spreek die Here, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Hierdie is die boodskap wat Moses moet bring na die tafel toe. Laat my volk trek, sodat hulle my kan dien. Hierdie is God se hart geopenbaar. Onthou, waar bevind Israel hulle self? Waar bevind die volk hulle self? Hulle bevind hulle self onder Farao se slawerny. Hierdie is waar hulle is, slawerny. Hulle is slawe. Moses kom met 'n boodskap van God af. Laat my volk gaan. Vandag wil ek vir jou sommer van die staanspoor af sê, jy is nie gemaak om 'n slaaf te wees nie. Jy is nie gemaak vir slawerny nie. Paulus kom in Romeine 8 vers 15 en hy sê, therefore I am no longer a slave. Ek is daarom nie meer 'n slaaf nie. Ek wil vandag van die staanspoor af hierdie vir jou sê, jy is nie gemaak om in slawerny te wees nie.
Ons 'n ander, kom ek gaan nie nou dit sê nie. So hierdie is die boodskap, hierdie is die hart van God, kom uit slawerny uit. Hoor gou wat sê die Nuwe Lewende Vertaling, New Living Translation, en ook, ek weet is nou 'n nuwer vertaling, 'n makliker leesbare vertaling, maar wanneer jy gaan kyk na die Hebreëus, lyn dit op, so dis nie hier in 'n vreemde rigting nie. The Lord said to Moses, go back to my people, go back to Pharaoh and announce to him, this is what the Lord says, let my people go so that they can worship me. Vandag wil ek vir jou sê, jy is nie uit Egipte uit bevry sodat jy net vry kan wees nie. Jy is uit Egipte uit bevry sodat jy hom kan dien. Jou slawerny het God kom afreken mee sodat jy hom kan dien. Sodat jy jouself as offer op die tafel kan sit. Sodat jy hom kan aanbid. So wat ook al jy jouself in bevind het, of selfs moontlik nou in bevind, as jy voel jy is onder hierdie slawerny, miskien beleef jy 'n tyd van finansiële skuld. Ek kan nou nie aan veel voorbeelde dink nie, ek het gedink die voorbeelde gaan maklik kom, maar die weer en, ja, anyway. Miskien voel jy onder hierdie slawerny van skuld. Die bevryding van dit, is nie sodat jy 'n grand kar kan gaan koop, of 'n grand huis dadelik kan gaan koop nie. Dit is sodat jy hom kan dien. Alles kan realign, alles weer in plek kan sit, sodat jy hom kan aanbid. So ek gaan 'n bietjie aanbeweeg. Aanbidding is nie net 'n lied nie, dis 'n doel tot verlossing. Egipte was nie net fisies nie, dis 'n gees van beheer, beperking en stilte. So hierdie is God se antwoord, laat hulle gaan, dat hulle kan sing, dans, offer, huil en aanbid. The power of worship isn't in how good it sounds, it's in how wild your yes is. Mooi quote wat ek gelees het in die week. So vandag se boodskap is spesifiek gefokus op hoe jou aanbidding lyk. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar elke liewe een van ons het 'n storie om te vertel. Of jy nou soos Albert aan die wild side was, of soos ek aan die soet wild side was. Ons almal was verlore. Ons almal was op 'n plek gewees waar ons in slawerny was. En ons ken die storie van Jesus. Ek glo dat meeste van julle in hierdie vertrek vandag al bekeer het en tot Jesus gekom het, inkeer gekom het en bekering deurgegaan het. Ek glo dat elkeen van ons hierso weet dat Jesus het 'n prys vir ons betaal sodat ons nie meer slawe kan wees nie en dat ons vry kan wees. Vandag wil ek fokus op wat's daai vryheid vir jou. So ek gaan na 'n paar voorbeelde kyk, die wildste maniere van aanbidding wat ek kon dink in die woord. Daar's 'n paar baie wille maniere gewees. Die eenvoudigste een wat ons almal hierso ken is Dawid. Ons ken die storie van Dawid. So as jy notas maak, ek wil jou vra, maak notas, gaan som hierdie ouens se lewens op, want hierdie ouens is almal mense wat hulle toekoms, ons lewens verander het deur hulle ja wat hulle vir die Here gegee het. Ek kyk nou na hierdie 3 klein lyfies hier voor en ek besef dat ons as ouers, my kinders is ook nog jonk, 3 en 1, ons as ouers het 'n massive voorreg om hulle te set up. Tweedens, ons as ouers het hierdie harde verantwoordelikheid wat ons moet loop, hierdie harde verantwoordelikheid wat ons moet uitoefen, sodat ons hulle beter kan set up. Hierdie manne het vir die Here ja gesê, en lewens is verander. Ek wil vandag hierdie dalk baie braaf sê, as jy nie ja vir die Here gee nie, gaan jou lewe en jou kinders se lewe nie verander nie. If your wild is not yes, of your yes is not wild. Okay, so Dawid, ons kyk na Dawid wat half naak voor die tabernakel dans. As julle hierdie ouens se lewens gaan bestudeer, ek het 9 persone hier, so ek dink is 9 mense, ek gaan baie vinnig na hulle verwys, want ons kan 'n hele preek oor elkeen se lewe. As jy gaan kyk na hierdie mense se lewens, is daar een spesifieke iets wat, daar's baie goed wat uitstaan, maar een spesifieke iets wat ek vandag wil uitlig, wat hulle lewens in aanbidding gemerk het, wat hulle ja verteenwoordig vir die Here. Dawid is koning, hy gaan haal die teenwoordigheid, die tabernakel van God, hy gaan haal hom en hy bring hom in dorp toe. Hy's nie okay daarmee dat ons net aangaan soos ons aangaan nie. Hy soos, daai huis is geseënd,
hulle is skielik geseënd vanaf die teenwoordigheid van die Here daar is. Ek soek daai teenwoordigheid hier, want my huis moet geseënd wees. Ek gaan dit doen. Hulle het die eerste keer gegaan, dit was chaos geweest. Hulle het die tweede keer gegaan, hulle het die stappe gevolg wat ingestel is. Elke paar meter het hulle die offer gebring wat nodig was. Hy het die ekstra stap gegaan, sodat daai teenwoordigheid in die dorp kom. Maar hierso kom die probleem, of 'n issue in. Sy vrou, Saul se dogter, kyk na hom vanuit die venster uit, sien hierso kom die tabernakel met al hierdie, ek wil sê die bloedspoor agterna. Sy sien vir dae lank hierdie teenwoordigheid en tabernakel inkom. Dawid eventually dans, hy is so opgewonde oor hierdie teenwoordigheid wat uiteindelik in sy dorp is, in sy huis is. En sy kyk na hom en sy sê, ja, dis nie hoe jy moet optree nie. Wat mooi is, hy het sy boekleed uitgehaal, afgetrek. Hy het nie daar gedans as 'n koning nie, hy het daar gedans as 'n persoon wie eintlik nie waardig was tot die teenwoordigheid van God nie. Kom hy en hy sê, nadat sy vrou hom aanspreek, sê hy vir in die Engels, I will be even more undignified than this. Toe ons nou by Witness was, het hulle 'n baie eenvoudige waarheid gedrop. Dignity is not part of the fruit of the Spirit. So hierdie ordentlikheid is nie deel van die vrug van die Gees nie. Hy sê ek sal mal gaan. Dit sal lyk of ek dalk bietjie roekeloos is, want daar's iets en ek gaan nou kyk, ek gaan heeltyd nou verwys na iets, maar ek gaan nou bietjie soontoe kruisverwys. Daar's iets binne in hom rondom hierdie teenwoordigheid dat hy kan nie stil wees nie. Hy worry nie meer oor die public opinion nie. Hy's honger vir die teenwoordigheid van God. As ek 'n stelling hierso by kan sit, aanbidding maak mense ongemaklik wat beheer wil hê oor die atmosfeer. Wanneer ons kom in aanbidding voor die Here, het ons nodig om onsself eenkant te sit, ons ordentlikheid, ons algemene Afrikaanse Christen geloof, Christene sê ons nee, die Here sal nie dit doen nie. Hy is 'n God van orde, so hier sal nie iemand nou val hierson nie. Hy sal nie dit doen nie. Hy kan doen wat hy wil, hy's God. Het jy al die volle, ek dink niemand van ons het die volle teenwoordigheid van die Here ervaar nie. Het jy al die teenwoordigheid van die Here so ervaar, dat dit voel of jy swak raak? As jy nog nie het nie, wil ek jou vra, druk 'n bietjie dieper. Daar kom 'n moment van sy teenwoordigheid, die Hebreëus beteken, dis nogal interessant, maar die Hebreëse woord vir glorie is kavod, wat beteken gewig. Wanneer sy glorie kom, dan is daar 'n gewig wat op jou rus. En hier is nie net 'n goeie idee nie, as ons gaan kyk na die Ou Testament, julle is bietjie styf vandag. Dankie vir daai laggie. Voel vir my ek moet my punt oor en oor sê, want dit klink nie of julle hom hoor nie. Laaste ding, in die Ou Testament sien ons as die teenwoordigheid van die Here. Ek love die gedeelte waar Salomo die tempel inhuldig. Toe hulle die tempel ingehuldig het, toe hulle alles toegewy het aan die Here, sê die woord, die teenwoordigheid van God het gekom en hulle kon nie staande bly nie. Die teenwoordigheid van God, ons kan dit nie beheer nie. Ons kan nie vir dit sê wat dit moet doen nie. Hy, as ek dit so kan opsom, hy is God, hy kan doen wat hy wil. En Dawid kom en hy reageer op 'n mate, op 'n manier. En baie keer verwag ons die Here moet kragtig beweeg, maar ons is nie bereid om ons ordentlikheid eenkant toe te sit nie. Shame oupa. Die tweede ou, wat 'n ou is wat wild geaanbid het, is die man met die naam Gideon. So Gideon, ons ken sy storie ook. Al hierdie stories is kinderkerk stories. Ou Gideon was maar nie die highly favored een nie. As die volk sou kies om iemand oorlogveld toe te stuur vir al as 'n leier, sou hulle nou nie hom gestuur het nie. Maar God kom en sê vir hom, okay Gideon, ek sien iets in jou. Onthou, hier is nou alles paraphrase. Julle kan dit gaan lees. Dis in Rigters 7 vers 15. God sê vir hom, ek sien iets in jou. Weet julle wat is Gideon se heel eerste reaksie? Is hy val neer in aanbidding voordat hy oorlogveld toe gaan. Ek is oortuig daarvan die feit dat hy daar neergeval het in aanbidding, om die krag en die moed gegee het om met 300 man te gaan en 'n army aan te vat. Want
in daai oomblik van aanbidding het hy totaal en al oorgegee. Wat beteken aanbidding? Is om totaal en al oor te gee. Sy oorwinning was gebou op aanbidding en nie op strategie nie. Volgende ou wat ons sien is Josafat. 2 Kronieke 20 vers 21 tot 22. God kom en sê vir hom, okay, great, hier is die oorlog, julle gaan nou hierdie volk aanvat, maar hier is die strategie. Stuur die worshipers eerste. Here, dit maak mos nou nie sin nie. Ons gaan 'n hele lyn mense verloor. Daai ouens gaan eerste omkap. Wie bly dan agter in die tempel? Jy sien partykeer of nie partykeer, kom ek verwoord dit heeltemal anders. Aanbidding lyk partykeer roekeloos. Partykeer lyk dit soos jy's bietjie wild. Ons het al gevalle gehad van jong mense wat regtig ervaar het, die Here sê vir hulle moet alles los en hom volg. En dan kyk ons as gevestigde gelowiges na hulle en ons is soos, ek dink nie dis die Here nie. Kyk 6 maande along the line, dan sê ek soos, Here, dankie, dat hierdie jong man nie geluister het na die gevestigde gelowiges nie. Want nou is daar lewens besig om te verander, nou sien ek letterlik rimpel-effek, daai golwe wat besig is om gemaak te word, want hierdie ou het gesê, die stem van die Here het gepraat, en hy praat partykeer harder as die stemme wat hard is in die vertrek. Ek gaan nie nee sê nie. Dit het roekeloos gelyk, baie het hulle gekritiseer, maar vandag staan ek en ek is soos, Here, dankie. Dankie dat hierdie jong manne ja sê, en ek gebruik dit nou as 'n spesifieke voorbeeld. Josafat stuur toe die aanbidders voor. Hoor wat sê die skrif, vers 21 tot 22. Toe hulle begin sing en God loof, het die Here hinderlaag gestel teen die vyand. Die 4de een is ou Abraham, ons ken sy storie ook. Hy het die Here baie lank vertrou vir kinders. Hy het lank die Here vertrou daarvoor. Ek gaan net daar so stop. En eventually kom die Here en gee vir hom 'n kind. Nadat hy sy eie planne ook probeer maak het, kry hy sy geliefde seun, oor wie die Here baie te sê gehad het. En een van die goed wat die Here vra vir Abraham is, okay, gee hom vir my terug. Bring hom as 'n offer. Punt nommer 4 is, partykeer is aanbidding costly, as ek die Engels kan gebruik, duursaam. Partykeer kos aanbidding jou 'n prys. En hoor wat sê Abraham vir sy seun. Ek dink nie ons besef die krag van hierdie stelling wat hy vir sy seun maak nie. Sy seun vra vir hom, waartoe gaan ons? En vers 22, Genesis 22 vers 5 sê hy, ek en die seun gaan aanbid, dan kom ons terug. Hy was bereid om die mees duursame ding wat naby aan sy hart was, op die tafel te sit, ter wille van aanbidding. Julle gaan nou verstaan hoekom ek al hierdie goedjies hierso sit. Daar's 'n spesifieke rede hoekom ek hardloop met al hierdie wild ways of worship. Hosea is nog 'n man wat sy aanbidding kon bewys het dat hy getrou was, faithful in die Engels was. Hy het lief gehad deur die seer. So Hosea het die opdrag gekry om met 'n dame van die nag te trou. Vir haar te wys, hy is lief vir haar. En dan ken ons die storie. Sy kom terug. Hy soek haar. Waar's my vrou? Waar's my vrou? Hier is presies die voorbeeld wat Jesus vir ons kom doen het. Ons het dit nie verdien nie. Ons het hom hoeveel keer al verlaat, weggegaan, teruggekom. Konstant is hy hierdie voorbeeld van dit. Hosea se metode van aanbidding was hierdie. Dit was sy wild worship. Dit het hom ek seker of van dit hom prys gekos. Maar deur hierdie journey, deur die seer, het hy gesê, Here, dit wat U in my gesit het, daai ietsie binne in my is te kosbaar. En ek kan dit nie laat gaan nie. Ek weet nie by hoeveel, nommer wat nie. Die volgende een is Joshua en Jericho. Storie, imagine gou jouself in hierdie storie.
God sê vir jou, gaan stap om hierdie stad. Hier is hierdie groot stad hier voor jou. Ons gaan hulle nou oorwin. Stap om hierdie stad. Julle gaan nie nou fight nie. Stap net om. Stap net om. Imagine dag 1 kom jy by die huis. En jou family wag by die huis, jou vrou en kinders. En hulle is nou excited om te hoor wat het gebeur. En al wat jy vir hulle sê is, nee, ons het gaan oorlog voer, maar ons het net om die stad gestap. Volgende een, dag 2, stap. Dag 3, stap. Dag 4, stap. Imagine gou dag 5. Ek weet nie van julle nie, maar ek dink dag 2 sou ons as vandag se mense met instant gratification, sou ons al verveeld gewees het. Na dag 5 kom hy by die huis en hy soos, nee, ons het om die dorp gestap, hè? Imagine, die kinders en vroue soos, ek dink nie hulle weet wat julle doen nie. Ek dink ons moet 'n nuwe leier kry. Kan ons asseblief hierdie man uitwoud, ons kort iemand nie wat weet wat hy doen. Joshua gaan. Hierdie is die opdrag van God. Hy's gehoorsaam aan dit wat God gesê het. Dag 7. Great, kom ons stap 'n paar keer, boys. Yes, daai manne se moed moes gebreek gewees het. Maar konstant was hulle gehoorsaam. Joshua 6 vers 20. Toe die volk die horing hoor en die volk 'n groot geskree maak, het die muur in mekaar geval. Yes, julle, ek wens ek kan dit beleef. Soos imagine net gou. Ja, ek dink ek kan 'n prentjie van dit leer, maar ek dink die wonder van daai oomblik, hier val 'n hele dorp se mure in mekaar. Sy gehoorsaamheid was hierdie, wild ways of worship was hierdie. Laaste 2, 3. Elia is die volgende ene. Gooi water op die offer. Ja man, dit maak sin. Steek hom, hy gaan brand. Gooi water op. Kom ons gaan na die volgende een. Toe Maria, ons het nou 'n bietjie van haar gesing en van haar gepraat. Sy het hierdie kosbare geskenk wat sy gehad het sy gebring. 'n jaar se lone. Jy weet wat is jou salaris. Imagine gou 'n jaar se salaris. Boom. Bring jy na God toe, want iets binne in haar het sy beleef en sy is net soos, ek's bereid om hierdie jaar se lone te gee. Volgende ene is Job. Ons ken die storie van Job, 42 hoofstukke voordat sy deurbraak kom. Maar hy vervloek nie God nie. Onwankelbaar hou hy aan loop. Laaste ene, die Kanaanitiese vrou. Sy word geïgnoreer, verneder, maar sy hou aan bid. Matteus 15:25. Sy het gekom en hom aanbid en gesê, Here, help my. En weet julle wat's die uiteinde? Sy kry haar wonderwerk. Ek kyk na hierdie ouens en my vraag is soos, hoe kry hulle dit reg om so duur prys op die tafel te sit? Eerstens vir myself. Tweedens kyk ek na ons huis en kerk en ek wonder hoekom het ons week na week nodig om sommige mense te motiveer. Sal jy asseblief dit doen? Kom boetjies, kom ouetjies, saam. Kom, ons moet nou 'n bietjie sing. Ons moet ietsie doen. Maar hierdie ouens het uit die diepte uit van hulle self het hulle die duurste prys betaal. Ek dink almal van ons kan relate tot op 'n mate van die Here het al iets vir jou gevra, van dit het jy dalk al gedoen. Maar terwyl ek voorberei hierdie week, hardloop ek terug na hom toe en ek soos, Here, ek is so jammer. Ek het al 'n paar keer het hy vir my iets gevra en ek kon dit net nie doen nie. Hierdie ouens gee alles. Ek dink daar's 'n geheim vir ons geopenbaar in die woorde van Paulus en Petrus en Jakobus. In Romeine 1 vers 1, Filippense 1 vers 1, in Jakobus 1 vers 1 en 2 Petrus 1 vers 1 kom maak hulle die volgende stellings. Hulle sê wie hulle is, en in die Engels, in die Afrikaans gebruik hy die woord dienskneg. In die Engels sê hy, I am a bond servant of Christ. Weet julle gou, ek weet nie of julle hierdie geweet het nie, toe ek dit uitgevind het, was dit vir my wow gewees. Mens kry 'n servant, en dan kry mense 'n bond servant. As ek die Engels kan gebruik. Die een is, in Afrikaans is dit dienskneg en ek het nog nooit daai woord gehoor nie. Something anders dienskneg. So gaan uitgaan met servant en bond servant. 'n Servant word 'n slaaf van iemand, want hy het hierdie groot boete wat hy moet betaal. Hy kan dit nie betaal nie, so nou werk hy maar die ure in. Hy moet nou maar, hierdie is die prys wat hy moet betaal.
Maar 'n bondservant gedefinieerd is die volgende. Die prys wat hy moes betaal, die skuld wat hy moes afbetaal, is klaar afbetaal, maar hy het agtergekom sy lewe hierso is so lekker en so kosbaar en so goed, hy kies om vrywilliglik agter te bly. Hier is wat Paulus, Petrus en Jakobus vir ons kom sê. Hulle het skuld gehad, hulle het hulle skuld afbetaal, maar ons het agtergekom die lewe hierso is so soet, dis so lekker, ons sal onsself vrywilliglik gee. Ons sal onsself verkoop in slawerny in. As ons kyk, julle het al gehoor van die Moravians, is mos twee broers, of twee vriende, ek gaan nou maar net sê twee vriende, is 'n feit daarso wat dalk bietjie skeef is, maar twee manne, ons gaan daai is akkuraat, twee manne wat hulle self in slawerny in verkoop het, sodat die eiland waar godsdiens nie mag gewees het nie, die woord van God kan hoor. Paulus, hulle kom en hulle sê, hierdie is wie ons is. So ek voel daar's 'n geheim wat hulle vir ons kom openbaar. Eerstens is, ons het nodig om in te druk en te besef, maar hierdie wie ons volg is kosbaar. Tweedens is, in Prediker 3 vers 11, julle kan julle Bybels daar oopmaak. Karen sal hom vir ons opsit asseblief, of Ronel. Prediker 3 vers 11, alles het hy mooi gemaak op sy tyd, ook het hy die eeu in hulle harte gelê, sonder dat die mens die werk wat God doen, van die begin tot einde kan uitvind. Daai klink baie hoog. Kom ek lees vir julle die Engels. He has made everything beautiful in its time. Also, he has set eternity in their hearts. Wat kom skryf die skrywer van Prediker hiersom? Hy observeer, hy was 'n baie goeie observeerder. Hy observeer, hy sê, daar's 'n tyd om te bou, en daar's 'n tyd om af te breek. Daar's 'n tyd vir kom, en daar's 'n tyd vir gaan. Daar's 'n tyd vir somer, daar's 'n tyd vir winter. En hy kom en hy sê, maar God het ewigheid. God has placed eternity into their hearts. En dan verder sê hy, julle gaan nou verstaan, verder sê hy, yet no one can fathom what God has done from the beginning to the end. Hierdie is baie crucial. Het jy al agtergekom, jy is nie satisfied nie. Het julle al die voorreg gehad om 'n kar te koop waarvoor jy regtig baie lank uitgesien het? Soos hierdie is jou droomkar. As ek hierdie kar kan hê, sal ek vir altyd okay wees. Tot jy so 2 maande in daai kar gery het. Dan soek jy, yes, maar as ek daai ene kan kry, dan sal ek vir altyd okay wees. En dan van die ouer mense wat al deur die lewe gegaan het, wat dalk al meer as 2 of 3 karre gekoop het, en die voorreg gehad het om dit te doen, ons is aan mekaar geweef om die infinity te wil sien. Die Hebreëus gedefinieer daar is die infinity. Ons is aan mekaar geweef om gewow te wees. Ons is aan mekaar geweef om honger te wees vir die supernatural, vir God. Waarom dink julle kom die vyand met al hierdie stories op Netflix, DStv, Showmax, wat ook al hierdie stories wat magic in het? Dit fascineer ons. Twilight, hoekom was dit so groot ding? Want dit is 'n wow. Ons is gemaak om gewow te wil word. Waarom dink jy raak die kerk verveeld as die krag van die Here nie hierso is nie? Want ons word nie gewow nie. Ek kan my beste preek sit, of 'n dieper preek, of 'n moeiliker verstaanbare preek, wat vir my lyk soos vandag, maar ek kan julle nie wow nie. As die gees van die Here nie hier is nie, as sy teenwoordigheid en sy glorie nie hier is nie, gaan ons nie gewow word nie. Want ons is aan mekaar geweef om gewow te word. So wat sê hy so? Geliefde, hierdie goed maak sin, daar's 'n seisoen vir alles, maar elkeen van julle is gemaak om honger te wees vir meer. Maar daai honger is nie gesatisfy totdat jy hom kry nie. Dis wat hy kom sê daarso. Jy gaan eers, hierdie is nou van kort na lank gevat, jy sal eers eendag gesatisfy wees wanneer jy hom ontmoet, wanneer jy hom vind. Jy sien, 'n hart wat ewigheid dra, kan nie ordentlik aanbid nie, dit moet oorgee. En dis een van my oortuigings,
hoekom hierdie manne wat ek nou net genoem het, aanbid het soos wat hulle aanbid het. Want hulle het agtergekom, ek het hierdie honger, niemand kan my stil maak nie. Soos wat ons gesing het, ek worry nie wie's in hierdie vertrek nie. Maak nie saak of die rykste ou, die ou met die meeste invloed, of die ou met die minste invloed, of die ou wat die natste, of die stinkste, of die hoe ook al is nie. Niemand kan my keer nie. Because I have a hunger. And I know that it can only be satisfied by one man. Jy sien, ons hardloop in hierdie lewe, dag na dag hardloop ons. Hoekom gaan jy werk toe? As ek jou sommer net so kan vra, hoekom gaan jy werk toe elke dag? Sodat jy geld kan maak, sodat jy kan eet vanaand. En dan raak ons depressief, want ons moet net die same old goed eet, want ons geld is nie genoeg nie. Ons het in dieselfde ou voddenkar dalk ry, moet dalk R100 se petrol elke dag ingooi, want jy vertrou my elke dag vir die R100. Ons lewens raak hierdie gejaag na, ons het eintlik hierdie diep honger om beter afgeset te wees. Maar ons gaan soek dit by absoluut verkeerde plekke. Vandag se boodskap gaan jou nie uit daai situasie uithaal nie, maar dit gaan absoluut jou perspektief verander. As ons kan besef wie sin ons is, bring dit soveel vryheid. As ons kan besef wat hy vir ons moontlik gemaak het, bring dit absolute vryheid. Kom ek verwys terug na wat ek nou toe verwys het. Paulus skryf in Romeine 8 vers 15 en ek hou glad nie die tyd op nie. Ek moet klaar maak. Paulus skryf in Romeine 8 vers 15 dat ons nie meer 'n slaaf is nie. Weet julle wat vir my hartseer? Soveel gelowiges, gevuld met die Heilige Gees, gedoop met die Heilige Gees en deur die Heilige Gees leef nog onder slawerny. Ek dink nie ons besef die vryheid wat Jesus vir ons gebring het nie. Toe hy gesê het, hy het alles betaal, het hy alles betaal. 1 Johannes, dink is hoofstuk 1, is nie vers 3 nie. 1 Johannes, daar somewhere, 1 Johannes 1, 2 of 3. Skryf hy daarso, dat almal van ons het die reg gekry om kinders te wees. Ek mag dalk nou 'n paar verse in mekaar squash. Almal van ons het die reg gekry om kinders van God te wees. En die prys wat betaal moes wees, sê hy die volgende een, Jesus became the propitiation for our sins. Weet julle wat daai, dis 'n hoë Engelse woord. Jesus het die volle prys betaal. Die volle wraak van God was uitgehaal op Jesus. Sodat wanneer ek en jy na die Vader toe kom, ons nie nodig het om ook 'n prys te betaal nie, maar ons kan reageer. So ek het 'n baie bold en ek het baie daaroor gaan dink. Stelling wat ek wil maak, en ek voel eintlik, ek weet nie of ek dit op die livestream moet doen nie, maar ek sal pa staan vir dit. Ons het al soveel keer gesê, wanneer mense ongelukkig is met die worship, dis okay, want die worship was nie vir jou nie, dit was vir God gewees. Terwyl ek daaraan dink, en ek kyk na hierdie ouens, besef ek dat, hoor my mooi, worship is nie vir God nie, dis vir ons, tot God gerig. Hoekom het hierdie manne geworship? Dis nie om God groter te maak nie. Hulle het geworship want hulle het besef, hierso is iets waantoe ek moet step up, maar ek skiet ver kort. En worship het daai brug gekruis. Worship het dit reg gekry om hulle van hier af hiernatoe te vat. Julle met my? Worship is tot God gerig. Ek wil worship geen persoon nie. Worship is tot God gerig. Maar niks wat ons doen, gaan maak dat sy troon, baie keer in my kop het ek gebattle, daai skrif wat sê, ek dink is Psalm 22, He is enthroned on the praises of his people. As ek soos, hoe harder ek sing, ek het al hierdie prentjie gehad, hoe harder ek sing, hoe groter gaan sy troon. As ek soos, maar dan gaan hy al hoe verder, ek wil eintlik nie om so ver hê nie, dis nou dalk 'n kinderlike reaksie. Niks wat ons doen nie, maak nie saak hoe hard jy skree, hoe erg jy dans, hoe hoog jou hande is, hoe hoog jy spring, niks van daai gaan maak dat hy meer op die troon sit nie. Hy is die koning wat op die troon sit. Die woord sê vir ons, toe hy opgegaan het in die hemel, het hy aan die regterhand van die Vader gaan sit, Jesus. Wat hierdie manne gedoen het, is hulle het dit besef en hulle het gereageer appropriately. Hulle het besef dat dit wat God vir ons moontlik gemaak het, skiet ek as mens tekort. En ek het hierdie diep begeerte om daar te kom, want dis wat hy vir my instoor het.
So hoe kom ek daar? Ek val op my gesig voor die een. Ek kyk na die een Johannes skryf dit super baie. Ek kyk na die een wat lig is. As jy sonde uit jou lewe uit wil verwyder, sal iemand die wat battle met sonde, ek dink dis ons almal. Almal van ons battle so 'n bietjie met iets. Hy sê God is lig. Het jy al gesien wat doen lig in 'n donker vertrek? Dit vat die donkerte weg. So as jy wil ophou battle met sonde, daar's verskillende methods. Een van hulle is spandeer tyd in die woord. Want die woord is lig. Lig kom en dit maak duisternis weggaan. Dis 'n eenvoudige illustrasie. So alles terugloop na wat ek vandag met jou wil deel is, ek en jy is gemaak om in waarheid te aanbid. Ek en jy is gemaak om God te sien en God te soek. 1 Johannes 1 vers 1 tot 2 skryf hy die volgende. Hy sê, hierdie is die getuienis wat ek vir jou bring, oor die een wat ek gesien het, wat ek gevoel het, wat ek beleef het. Ek het ondervinding dat hierdie is die waarheid. As jy wil hê jou lewe moet verander, gaan jy ondervinding moet kry in hierdie is die waarheid. Die woord is vir jou gegee. As hy op jou bedkassie lê, gaan hy jou nie verander nie. As hy op jou foon sy heel eerste folder, heel bo links nommer 1 gemerk is, gaan dit nie jou lewe verander nie. You have to open it. Jy moet dit oopmaak. Jy moet dit lees. Dit moet jou merk. Dit moet jou sny. Dit moet kom vorm in jou. So wat is ware aanbidding? Ware aanbidding is die totale oorgawe van jou hart, jou wil, jou lewe, jou liefde aan God. Dit is wanneer jy God se regmatige plek gee. God die regmatige plek gee in alles wat jy doen. Ware aanbidding is wanneer die ewigheid in jou hart lewe kry. Wanneer iets in jou lewe sê, ek is gemaak vir meer. Dis ewigheid wat sing, dis ewigheid wat offer, dis ewigheid wat val op sy gesig. As God ewigheid in jou hart geplant het, hoe sal jy dan net ordentlik aanbid? This eternity is wild, it's big, and it's ongeken. It's new, it's fresh. Worship is not a song that we sing, it's a surrender that sounds like one. So ons as huis, gaan sommer net tot hier gaan. Ons as huis is 'n huis wat van die begin af gesê het, goedjies waarop ons nie gaan compromise nie, is aanbidding. Een van die goed wat ons nie ooit tweede sal stel nie, is ons aanbidding tot wie God is. Want hier's die waarheid. Hoekom aanbid ons? Want ons is niks sonder hom nie. Hoekom aanbid ons? Want ons 'n hele dorp wat Jesus moet hoor, en as ons hom nie voor oë hou nie, gaan ons nooit hierdie dorp kan verander nie. Hoekom aanbid ons? Daar's 4 miljoen mense, hoeveel miljoen mense wat nog nooit die evangelie gehoor het nie? 3.8 miljoen mense, dit is baie naby. Biljoen. 3.8 biljoen mense wat nog nooit die evangelie van Jesus gehoor het nie. Waarom aanbid ons? Want as ons hom nie voor oë hou nie, gaan ons dit nooit reg kry nie. Baie van ons wag net vir die dag dat Jesus terugkom. Het jy geweet, die woord sê vir ons, dat hy gaan nie terugkom, totdat elke oor gehoor het nie? So hier probeer ons nou, ons effort insit om te predict wanneer kom hy terug, in plaas daarvan, om hom voor oë te hou, en te weet, hierdie is kosbaar. Daar's iets in my hart, wat uitroep na meer, ek het nog altyd gewonder wat dit is, ek het dit gevind in hom, niemand kan my stil maak nie, probeer. I'm not gonna be silent, want ek het hierdie geproe. David skryf, taste and see, proe en sien, dat die Here goed is. My begeerte is dat jy sal intap in hierdie honger wat jy het, dat jy sal besef, daar's net een wat vandag kan satisfy. So kan ek vra dat ons sommer net ons oë toe maak.
Heel eerstens, ek weet hierdie was nou nie 'n inspirerende, motiverende boodskap nie. Ek het nooit 'n begeerte om dit te doen nie. Heel eerstens wil ek vandag vir jou sê, as jy 'n begeerte het om in hierdie volheid in te tree wat dalk geskets was vir jou vandag. Die heel eerste stap is jy gaan dit nooit bereik as jy nog nooit tot bekering gekom het nie. As jy nie jou hart vir die Here gegee het nie. En ek wil vandag 'n geleentheid skep vir ons as family. As daar iemand in hierdie vertrek is wat nog nooit sy hart vir die Here gegee het nie en vandag graag wil, moenie toelaat dat die crowd en die oë wat op jou is, jou stil maak nie. Kan ek jou vra om te staan? As ons nie radikaal opstaan vir die Here nie, dan het ons 'n probleem. Here, ek wil kom vra dat U ons as huis sal merk. Mag ons gemerk wees deur die teenwoordigheid op so 'n manier soos wat Dawid, soos wat Gideon, soos wat Josafat, soos Job, soos Elia, Here, soos die Kanaanitiese vrou, mag ons gemerk wees soos hulle. Want Here, ek as not self-appointed, maar as leier in hierdie dorp is nie okay daarmee dat die dorp agteruit gaan nie. En daarom kom verklaar ek in die naam van Jesus that I will make a stand. And I call this house to make a stand. Hierdie huis om 'n staan te maak en te sê, we will not be silent. Want Here, U is te goed en U is te veel werd vir ons om stil te bly en toe te laat dat die vyand ons kom stil maak. Here, ek wil kom vra, kom merk ons, steek ons harte aan die brand. Kan ek vra as daar iemand is wat 'n profetiese iets wil doen vandag, as jy wil staan sommer net so saam met my, maak 'n verklaring vir jouself. Want Here, ons is nie okay nie. Ons is nie okay om net toe te laat duisternis oorwin nie. So Here, hier sit ons harte voor U. En ek besef week na week dat so baie het die uitnodiging gekry om na die hoofvertrek toe te gaan, maar enkeles het gegaan. Here, daar was so baie teenwoordig in die inkoms van die ark, die verbondsark in die dorp in, maar een het gedans. Een het sy boldness op die tafel gesit. Here, daar was so baie profete in die tyd van Elia, 400 profete wat weggesteek was. Een man het gesê, ek gaan nie toelaat, laat 'n ander koninkryk kom heers nie. So Here, ek dank U vandag vir elkeen wat staan. Elkeen wat sê, van vandag af vra ek dat U my sal kom merk, sodat ek nie stil bly nie, maar dat ek sal uitgaan en vir U bring dit wat U werd is. Here, U is soveel meer werd. En mag ons in lyn met dit optree. Mag ons in lyn met dit aanbid. Mag ons in lyn met dit ons woord verkondig wat U vir ons kom gee het. In die naam van Jesus. Amen.